Johannes hoofstuk 6 staan daar: Wie my vlees eet, sal ook deur my lewe. Hoe eet ons Jesus? Het iemand hier ooit vir Jesus geëet? Ons is nie kannibale nie. Hoe kan ons hom moontlik eet? God het hierdie handeling van eet ingekapsuleer binne die heilige seremonie bekend as die Pasga. Die paasbrood en die paaswyn verteenwoordig my vlees en my bloed. Die wat dit eet en drink, sal bevry word van die sonde van die boom van die kennis van goed en kwaad. Alhoewel die mensdom bestem was om te sterf deur van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet, erken God ons as diegene wat van die boom van die lewe geëet het wanneer ons deel het aan die heilige vlees en bloed van Christus, wat die werklikheid van die boom van die lewe. Wat sal dan aan ons gegee word? Dit is hoe die ewige lewe aan ons gegee word. Waarom word die Pasga dan nie vandag in baie kerke gevier nie? In Johannes hoofstuk 6 vers 53, wanneer dit sê, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wat beteken dit in terme van die kerk? Dit beteken, die kerk is leweloos. Aangesien daar geen lewe is nie, plak hulle 'n kruis daar. Die kruis is 'n merker wat voor 'n graf geplaas is. Hulle het al die seremonies van heidense godsdienste aangeneem en aanvaar. God het gesê, dit is almal afgode, so hulle moet almal vernietig word. Die Bybel beklemtoon dit al vir duisende jare. Hulle het dit gemerk as 'n teken dat daar geen lewe is nie. Wanneer jy na 'n kerk met 'n kruis gaan, wat ontbreek in almal van hulle, daar is geen vlees en bloed van die Seun van die mens nie, en daar is geen Pasga nie. Dit is so jammer dat hulle dit, ten spyte van die baie meldings en leringe van die Pasga in die Bybel en die feit dat Jesus dit onderhou het, dit nie onderhou nie. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 28 vers 18. In Matteus hoofstuk 28 vers 18 staan daar geskryf: Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Moet ons dan nie alle mense leer wat Jesus ons beveel het nie? Het Jesus ons beveel om nie die Pasga te hou nie? Hy het self aan sy disippels verklaar dat hy dit sou onderhou. Die rede waarom die Pasga so belangrik is dat dit die enigste manier is vir die hele mensdom om uit die duisternis van sonde en dood en in die lig na die lewe te beweeg. Daarom het God dit as die nuwe verbond gestempel om daardie belofte aan te dui.